ietsie te vertel van die jare wat ek in hierdie gemeente is. Hoewel ek nou nie meer lid van die Pieterport gemeente is nie, as ek lid van landelike gemeente, maar het is maar feitlik nog dieselfde gemeente. En daarom wil ek graag net terugvat op die pad wat ek gekom het. Weet ek is 63 jaar al lid van hierdie gemeente. Amen. En soos ek gekom het, kon ek baie duidelik sien hoe die hand van die Here die gemeente gelei het. En ek kon baie duidelik ook sien hoe die vyand probeer het om te verhoed dat die werk van die Here kan vorder. Nou ek is gedoop 1962. Ons het leraar Karel Burkenstok met 'n reeks dienste gehou. En ons het die dienste bygewoon en ons het toe daar gedoop. Ons het al 'n kerkie gehad hier onder die dorp. Ek kan ongelukkig nie die adres meer onthou nie. En die plek is ook nie meer daar nie, dit is alles nou nuwe staatsgebouwe en alles het verander daarso. Maar dit is hier suidwest onder in die dorp waar die ou kerkie was. 'n klein ou kerkie. As ek miskien skat moet ek so omtrent 6 meter by, sê maar 15 meter groot geweest. Maar nou weer so pot in die grootste kerkie was voor hulle dag ons opbou het. Nou ons was 45 persone wat gedoop is na die uitreiking van die Karel Burkenstok. Daai tyd. My skoonouers is ook saam met ons gedoop en my skoonpa was afgetrede spoorwegwerker geweest. Maar hy het 'n tydelike werkie by 'n bankgroep gehad, by Nedbank gewerk en daar het hy toe verneem van ou NG Kerk wat te koop was daaronder in Kerk en Kevinistraat op die hoek. Dat was die enigste kerk in Kerkstraat geweest. Nou leraar Kombrink was ons predikant geweest op daai stadium en my skoonpa het die boodskap al die berig wat aan ons leraar gedeel en hulle het toe onmiddellik gegaan en gaan kyk na die kerk en ons onmiddellik ook besluit om die kerk te koop omdat ons kerkie te klein geword het vir die gemeente. Nou dit was 'n ou NG Kerk geweest. Hulle het dadelik werk gemaak en die kerkie gekoop. As ek my verheer reg is, het ons die kerkie baie goed opgekry. As ek reg onthou was dit plus minus R6.000 geweest. Dit was 'n geweldige groot erf waar die kerkie op gestaan het. Die oor jare en die boere Perker en Osselwaans gekom en daar uitgespan. So daar was plek geweest, groot plek geweest. Ek dink dit was amper groter as wat die plek is waar die kerkie nou op staan. Maar het was baie verwaarloos geweest. Termiete was vol in die mure en vloere en die kerkie was gebou en toegerus vir NG gemeentes. En ons Adventiste se manier van of die monumente en alles was anders geweest. Maar in elk geval ons het getrek toe die kerkie, die klein kerkie verkoop en die ingetrek in die groot kerk en die broers het daar baie werk gedoen om te verbeter. Die vloere was vol merke getrap geweest en die stuurmachine gehuur en die vloere gestuur en
weer vernis. Ons het die plafon het versier. En ek wil graag net 'n paar broers se name noem, wat ook vandag eintlik nie meer daar is nie, behalwe miskien vir die Bekers. Maar broer Johnny en broer Rudy Ackerman was die persone wat die meeste werk eintlik daar gedoen het. Die heining was heeltemal verwoes ook geweest, want 'n nuwe heining omgespan. Terwyl ons daar aanbid het, het die konferensie ook gevra dat ons met mobiliteits moet begin. Ons het toen nie 'n kombuis gehad nie, maar ons het dadelik begin en ons het aan die lidmate se kombuis het gekoop, kos voorberei en so uitgedeel. Ek weet my oorlede vrou was 29 jaar besig geweest om met die mobiliteits en sy het 2 keer 'n toekenning gekry van die Round Tables en die dansklub. Maar ek noem dit nie om te spog nie, al wat ek wil sê is dat die mobiliteits het die Adventiste Kerk bekendgestel in daai tyd. Ons het ook fondse ingesamel en probeer om 'n huis te bou en op die ou einde het ons toe, terwyl die radio daar was, het ons 'n pragtige kombuis gebou met badkamers en garage vir die voertuig. Feitlik met baie van die geld wat ons ingesamel het, wat ons van die publiek ingesamel het. Ons onthou nog dat broer het 'n kontak gehad in Johannesburg op 'n brand, waar hy deels baie goedkoop kon kry. Ons het 2 bakkers afgery en ons het 2 ton deels gekoop en sekere broers Swanepoel het ons die kombuis gepeel, hy was gepeel van die bloedklop teen die plafon. Kombuis was pragtig, netjies en mooi geweest. En terwyl die daar was, die toeloop in daai gebied eintlik van voetgangers eintlik 'n probleem geword. Roemelaars het op die kerkstoep geslaap en alles vuil gemaak en alles. En leraar Neil het me voorgestel of we die plek verkoop en ons moet 'n ander plekkie koop hoor in die dorp waar daar nie so groot toeloop van mense is. Nou, om 'n plek te verkoop soos daai wat ons gehad het, is nie so maklik nie, want dit was eintlik net die grond wat iets werd was vir. Maar ons het toe adverteer en probeer verkoop en op die ou einde het ons toen dit reggekry en ons het die plek verkoop. Ek kan nie onthou presies wat was die bedrag geweest wat ons gekry het nie. In my geheue wil ek my voorstel, het was iets soos R300 plus geweest. Ons het die plek verkoop aan die munisipaliteit, hulle was nou daar 'n ablusie-blok bou vir die toeloop van mense wat daar in daai gebied was. Toe die koop nou finaliseer is, toe moes ons onmiddellik pad gee, ons het nie onmiddellik die geld gekry, ons moes dankbaar vir die geld, maar ons het die waarborg gehad dat die plek ons geld sal kry. Ons moes toe onmiddellik pad gee en ons het die kombuis toerusting, ons stoor op 'n plek en die banke van die kerk gestoor. Op die einde het ek baie van die banke nog aan Potgietersrus gemeente geskenk word. Terwyl ons toe kerkie gehuur vir
ken ook in die adres nie, maar ons het ook pragtige kerkies gehuur gekry waar mense Sondag aanbid het en ons het die souwe daar die kerkie gehad vir ons gebruik. Ons het die hele lang ruk daar weer gebruik. En terwyl ons gewag het vir die geld het ons besluit ons van architect sien en vir ons planne opstel om kerkgebou hier voor die dorp op te rig. Ons het die planne opgerig, die planne beteken en dit is ons een hele paar R100 gekos, maar ons verwas voor ons die hele ruk daarna eers die geld gekry, dit was al maande daarna gewees. Toe ons die geld kry het, toe ons hoofdgenootskap besoek en ons die planne van ons voorgelee en ons gesê die hoeveelheid geld wat ons het en hulle toen navraag ondersoek uit berekenings te doen en vind dat ons geld is heeltemal te min. Maar ons het nie kans gesien om skuld te maak. Dat is 'n groot bedrag wat ons geskuld het. Toen het ons nou nie besef geweet wat ons maak nie, maar ons het toe konferensie genader vooral by die konferensie het toe vir ons gesê dat hulle gaan vir ons predikant stuur wat vir ons die kerkie nieuwe planne kan optrek en onze kerkie kan bou. Nou die Raal is toen na ons toe gestuur. Ek weet nie die Raal geken het nie, maar hy baie kennis gehad van bouwerk en hy het na die planne gekyk wat ons gehad het, maar hy sê nie, hy sal maar vir ons ander planne opstel en dan gaan ons maar as eienaar bouwers die plek bou wat u nou hier sien. En die Raal het toe planne geteken vir die kerk en vir die pastorie. En hy het begin om die pastorie te bou en die pastorie was staatsgebou gewees en fondasie van die kerkkompleks was of klaar gegrawe of buiten klaar gegrawe. Toe gebeur daar 'n groot tragedie, die Raal het die hartaanval gekry en het gesterf. Toe het ons weer gesit en gelukkig was die planne, die fondasie al reeds besig om was al reeds gegrawe sover ek weet, maar daar was nog geen beton vergooi nie en die konferensie het toe vir ons 'n ander predikant gestuur as ek reg is hier aan Pretoria, maar ek kan nie meer mooi onthou nie, miskien van u wat beter sal onthou. Maar in elk geval, die broeders het toe besluit om voort te gaan, om die fondasie te gooi en aan te gaan. En ek glo dat die Here het die broeders soos in Moses se tyd, die Here vir hom manne gegee en hulle toegerus met die wysheid om die goue artikels met die goud te werk. So glo ek die Here ook vir ek wil 'n paar broers se naam noem, Dorenie Potgieter was redelik kennis gehad van bouwerry, maar ek glo die Here het vir hom insig gegee. Daar is daar en ook om. Broer Johnny is die twee broers wat ek weet wat die meeste betrokke was. Daar was miskien heel wat al die ander ook nog baie gedra, maar ek dink broer Henny Potgieter, hy is oorlede en broer Johnny is ook al oorlede, maar hulle het die meeste van die planne oorgeneem. Ons het maar so goedkoop as moontlik probeer oral die goedkoopste materiaal te kry waar ons ook
kan kry en hulle die fondasie gegooi en toe hulle begin om die bouwers te kry en bouwers in te neem en die bouwers het begin om die mure te bou. Ek onthou die vensterrame met ons by 'n fabriek in die randkiewers goedkoop gekry daar en ons het trok afgegaan en die vensterrame en dan die rame daarvan koop en daai manier is die plek toe opgerig met die fondse wat ons gehad het. Nou, dit was 'n blye dag gewees toe ons die kerkie kon inwy en ons het hier aanbid vir 'n tydjie en op 'n stadium die kerkie was nie vol gewees, daar was nie baie mense gewees nie, maar op 'n stadium toe kom daar 'n Botha, hy was ons konferensiepresident. Ek kan dit nou nog sien hier in die kerk gekom en toe sê ek vir hom, hy plan om al die konferensiewerkers Petersburg toe te bring om hier 'n uitreik te hou, julle dorp deur te gaan en dan eerst op uit het deel en uitreikings te hou. En dat die gemeentelede moes die predikante wat sou kom huisves en dan sou hulle hier in die mobiliteite kom by sou hulle om ete met ete tyd. Hy het toe aangebreek en die predikante het almal gekom hier gewerk. Nou ek kan nie onthou hoeveel persone het ingekom op die huisstadium nie. Al wat ek kan weet is twee sekere persone. Die een is Piet Smit wat nou daar agter sit. En nou was daar 'n jong man gewees wat met satanistiese bedrywighede besig was wat Jesus aangeneem het. Nou is nog ander ook, maar ek my goeie en laat my nie steek, ek kan nie dit meer onthou nie. In elk geval, nou die tyd dat het klaar is en teruggegaan het, daar weer 'n tragedie in die gemeente gebeur. Gerasaki Awers was destyds op predikant gewees. En hulle was die dag uit om besoekwerk te doen. Toe hulle die aand terugkom, toe het hulle by die deur kom, by hulle huis die deur kom, toe hulle die deur oopsluit. Toe is daar skyn van Satan daar en hy skiet al twee van hulle. Die vrou was onmiddellik dood en die regertjie was ook in die hospitaal gewees vir die hele rukkie. Daarna het ons hier aanbid en aan voortgegaan. Tot op 'n stadium toe sien ons dat daar is probleme met die dak. As jy hier in die deur uitgekyk het, dan jy gesien daai geel van daai saal, jy gaan uitbeweeg en die broers het toe voorgestel as verkoop die kerk, maar die stem was toe in die minderheid gewees, die kerk is toe nie verkoop nie. En ons het nog so aangegaan tot naderhand baie ernstig begin word dat die probleem in die dak met die plafon aangestaan en gekyk het. Dit was in die munisipaliteit persoonlik gewees wat inspeksie te doen het. En hulle het toe besluit dat die kerk mag nie meer die kerk gebruik nie. Die kerk is toegesluit. Tot ons die dak herstel het. Nou, 'n groepie van die gemeentelede het toe 'n saal gehuur by die hospis en daar aanbid en 'n ander groepie het toe na die plaas toe beweeg na landelike gemeente. En dit is hoe die twee gemeentes uiteindelik toe uit mekaar gegaan het.
Ja, geval het persoon gekry om die dak probeer versterking, nog extra hout en goed insit. En toe het klaar was, het die gemeente nou teruggekom, weer hier aanbid, maar het was nie lang geweest en toe het daar weer gelijk daar die dak nie veilig is. Weer inspektie gedoen en toe is het weer gelijk om die gebouw te gebruik as gevolg van die gevaar in die dak wat kan instort. Dus de Pieter voor gemeente die tent die langzaam opgeslaan het en hier kom aanbid het. En ik kan nie onthou hoe lang nie, maar het is hele paar jaar dat hulle by die tent, 3 jaar. 8 jaar. Ja, dat hulle hier die tent aanbid het. Nou, ek wil net graag iets sê oor, ek het het al van tevore gesê, maar die prachtige meubelstuk wat hier voorsien. Ons het nou net maar gehad, Ruud Kreer, en sy dochter is getrouwd met Lief Kijker. En ons het op stadium toe die daaronder was, het ons nie een preekstoel gehad nie, en ons Ruud Becker het, hy was toen niet een gedoopte lid geweest nie, maar hy het houtwerk bezigheid gehad, hy het meubels wat goed vervaardig. Toen is ons vrouw vir ons een preekstoel te maak. En Ruud Becker het toe hierdie prachtige meubelstuk vir ons gemaak. En ons het om ons gebruik geneem die 7de van die 7de maand 1977. Die datum is toe is op ons gegraveer. En ek kan net graag iets sê van Ruud Becker. Dit is een man wat baie graag gezond wil lewe en met heel wat gedrag, baie gedrag om fiks te bly. Op 'n sekere dag het hy weer gaan draf en hy het steeds moe geword en het op 'n muurtjie gaan sit en daar het hy gesterf op die muurtjie. Baie jong nog, nee, hy was nie gedoopte lid geweest nie, maar een ding wat ek van Ruud Becker nooit sal vergeet nie is sy prachtige sang. Ek glo nie ek het al ooit daarna voordat iemand voorsing soos wat Ruud Becker vertel het. Die gunsteling lied wat hy gesing het was lied 436, na hierdie skemering. Nou, ek sal het nooit vergeet, die sang wat die man vir ons gelewer het. Ek kon net vanmorgen vir Pietersburg gemeente sê baie geluk mee een prachtige kerkie wat julle weer vanmorgen toewy aan God. Die bose magte is nog steeds daar lê en luister en weet wat om die werk van die Here te verhoed. Maar ek wil net graag vir julle 'n boodskap in nalaat wat die Here Jesus net voordat hy gekruisig is vir sy disippels gesê het. In Johannes 13 vers 34, hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Net soos wat ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ek wil gerus daai van die Johannes 13 tot 17 lees, die volle boodskap wat Jesus aan sy disippels gegee het. Opdragte wat hy sy disippels gegee het, die gebooie te onderhou, belofte van die Heilige Gees, waarskuwing teen die tyd wat sal kom en daar mense sal wees wat
dink hulle bewys dat diens aan God is 'n lewe om die lewe bou. En dan sê hy afgesluit met die gebed. Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe, dat we u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. En dit is die ewige lewe, geliefdes, dat u Here Jesus so intiem sal leer ken en dien en lief hê, dat het vir u die ewige lewe sal besorg eendag. Dit is my gebed vir u, gebed vir die gemeente. Mag die Here vir julle ryklik seën en mag die kerk vol word met die werk wat julle doen. Die opdrag wat die Here gegee het is dat julle veel vrug moet dra. En sê ek het die wynstok my Vader in die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, die neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon dat het meer vrug kan dra. So, ken die Here Jesus van in julle lewens, elkeen en die tyd wat ons nou in lewe is, ons is op die einde. Ek het nou nie dat iemand gehoor wat sê dat ons leef nie nou meer in die laaste dae nie, maar ons leef in minute voor die einde. En ons sien dit baie duidelik in alles wat gebeur en wat ons hoor. So, mag die Here u ryklik seën en mag u kennis van die Here Jesus elke dag toeneem, sodat hy die gemeente ryklik kan seën. Dis my gebed. Baie dankie. It's good to have pioneers of this church come and help us understand where the church comes from. At this time, while the tech team just sets up, we wanted to show you some pictures just of the history of the church, and it's set to the music for tape.